Kan die Bybel saam met my oopmaak by Matteus hoofstuk 8. Matteus hoofstuk 8, ek gaan lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit vers 5. En dit wys jy net, as ons weer die woord vat en ons lees hom stukkie vir stukkie, hoe praat die Here met ons? Ons moet nooit in die kultuur verval, dat ons dink die Bybel sê dit, en ons moet dit gaan lees, wat sê die Bybel. Amen. Loof die Here. Matteus 8 vanaf vers 5 gaan ons daar lees. En hy sê die volgende: Toe hy in Kapernaum aankom, kom pleit daar 'n Romeinse offisier oor 100 by hom. Here, my slaaf lê verlam by my huis en hy verduur verskriklike pyn. Jesus sê vir hom: Ek sal hom kom gesond maak. Maar die offisier antwoord hom: Here, ek is nie goed genoeg dat u onder my dak inkom nie. Spreek maar net die woord en my slaaf sal gesond word. Vers 9. Ek staan self onder die gesag van senior offisiere en ek het weer soldate wat onder my gesag staan. Ek sê vir die een, gaan, en hy gaan. En vir die ander een, kom, en dan kom hy. En vir my slaaf sê ek, doen dit, en hy doen dit so. En luister na Jesus se woorde. Toe Jesus dit hoor, was hy baie verbaas. Hy sê toe vir die skare wat besig was om hom te volg: Ek verseker julle, so 'n sterk geloof het ek nog nêrens in Israel teëgekom nie. My tema vir oggend is net dit. Een woord is genoeg. Een woord is genoeg. En ons kom by die gedeelte dat die offisier kom en hy sê, hy vra twee dinge. Hy sê, hy kom pleit daar by Jesus. Nou, ek wil net vir 'n oomblik wil ek so klein bietjie by dit stil staan. As 'n Romeinse offisier, as jy nou vir hulle geken het, hulle was 'n manskappe gewees wat redelik wreed was. Dit was soos die polisie aan die dag. Hulle het geregeer. Hulle het gesorg dat daar wet en orde is. Hulle was meedoenloos. Hulle het nie passie vir mense gehad nie, hulle het passie vir die wet gehad. En hulle moes toesien dat die Romeinse regering regeer in daai omgewing. 'n Romeinse heidense offisier het niks te maak met Joodse kulture nie. Hulle steur hulle nie daarin nie. Maar iets het gebeur dat hierdie Romeinse offisier, nou, hulle sê in die agtergrond dat hy so plus minus 30 manskappe onder hom gehad het, dit kan dalk ook meer gewees het, tot en met 100, maar hierdie Romeinse offisier beleef iets by sy huis. Nou, daar's twee kante. Die een kant sê, dit was 'n slaaf by die huis, en die ander kant, dan sê die ander vertalings, sê dit is sy seun wat by die huis siek gelê het. Nou, wat gebeur het by die huis, is dat daar was 'n persoon, 'n manspersoon, en hierdie persoon was al lank siek. Hulle het al hierdie persoon na verskillende mediese ouens toe gevat, sekere rade probeer kry, sekere medikasies probeer kry, maar hy het sieker en sieker en sieker geword. Tot op hierdie punt, waar die Romeinse offisier vir homself sê, nou weet ek nie wat om te maak nie. Maar so tussen Bethlehem, Kapernaum, het hy gehoor van Jesus Christus. Hy het gehoor, daar's iemand wat siek is, gesond maak. Want daar het heeltyd skare saam met Jesus geloop, en hy het hulle almal genees van al hulle siektes. Hy moes dit gehoor het tussenin. En op 'n stadium besluit hierdie man, luister jy, ek gaan myself verneder voor hom. En dit kos iets. As iemand kom pleit, nou
ek kan onthou as 'n kind, as ek by my pa of by my ma gekom het en ek kom pleit, ek wil iets sê, dan jy het jou storie agter mekaar, nê. Mans, ek weet julle doen dit ook as julle gaan pleit by julle vrouens vir 'n nuwe motor of vir 'n nuwe fiets of iets, jy weet. Maar baie keer uit nood uit kom jy en jy kom pleit, jy kom vra. Nou ek wil net vir 'n oomblik by dit stil staan. Hierdie slaaf, seun lê by die huis en hierdie Romeinse offisier kom en hy kom sê, Here, my gesindheid gaan wees dat ek kom pleit by u. My gesindheid gaan wees dat ek kom sê vir u dat ek is nou afhanklik teenoor u om hierdie groot werk te kom doen. Here, daar's 'n erns in my hart, daar's 'n dringendheid in my hart om vir u te kom vra om my te kom help. Jy sien dis nie maar net 'n koue versoek nie. Dis nie maar net ek kom staan en sê ag hoorie, as jy my kan help, help my nie, jy weet. Hierdie pleidooi van hierdie Romeinse offisier wat op sy knieë kom val en wat voor Jesus staan en sê luister hierso, dit raak eintlik 'n vurige gebed. Om te sê, Here, ek kan nie anderste nie, daar's niks anderste wat my kan help nie, dis net u wat my kan help. Wie was al op sulke situasies gewees in jou lewe? Jy weet waarvan ek praat vanoggend. Jy weet, eers as jy jou werk verloor het en jy kry nie werk, jy sit miskien vir 'n maand of 2 maande of vir 'n jaar sonder werk en jy kom agter, maar luister jy, daar's niks anderste as ek gaan myself moet verootmoedig voor die Here. Ek gaan op my knieë val, ek gaan op my maag lê voor die Here en ek gaan uit my diepste nederigheid en uit my grootste afhanklikheid gaan ek God begin vra om my te help. Dan verstaan jy wat pleit regtig is. As ek hierdie week kyk en ek kyk na al die gebedsversoeke wat deurgekom het, vanaf klein babietjies wat siek raak en wat opgeneem word in die hospitaal, deur ons mense wat werk soek, mense wat siek raak, mense wat in die hospitaal beland, dan bring dit vir my as 'n pastoor op 'n punt waar ek gaan sit en ek sê, Here, ek kan niks doen nie. Ek kan gaan bid, ek kan gaan salf, ja, dis goed wat ek kan doen, maar ek kan nie die siekte gesond maak nie. Want die geneesheer se naam is Jesus Christus. En dan sit ek en ek sê vir myself, Here, op hierdie bank is daar geen ander uitweg nie. Ek kan nie 'n dokter bel nie, ek kan nie 'n professor gaan bel nie, ek kan niemand bel nie, Here. Ek sit op hierdie bank en ek sê vir u vandag, Here, u moet vir ons kom help. Dit raak my pleidooi. Jy weet, en dan sien ek hierdie prentjie, enige boot het 'n anker. As jy die anker vat en jy gooi hom uit ergens, haak die anker onder op die grond tussen die rotse en dan anker dit die boot dat die boot nie kan verspoel nie. Daai anker is in my gees so vasgemaak dat ek is geanker in Christus. Niks omstandighede, niks probleme en geen siekte, al kom dit met watse pyn, gaan my losbreek van my anker wat ek het in Christus Jesus nie. En kom ek noem dit, om vir Adrie te verloor, af te staan, is 'n geweldige ding vir my in die gemeente. Ek kom soveel jare al saam met haar, maar God se hoër hand is groter as ons hand. God weet wat hy doen. En wanneer ons in 'n pleidooi ingaan, gaan dit nie oor ek weet nie meer wat aangaan nie. Dit is om jouself te anker in God en te sê, Here, ek weet, u sal my deur die omstandighede, deur die siekte, sal u my dra. Hoe klink dit vir jou? Vat gou iemand se hand langs jou. Sê vir hom, ek is jou anker. Ek sê jou help. Waar ek kan, sal ek jou help. Amen. Ons help mekaar. Ons het nodig om mekaar te help. Ons het baie keer ons vrouens nodig om ons te help.
Ons het baie keer ons broers nodig om ons te help. Ons het baie keer ons susters nodig om ons te help en ons deur hierdie pyn te vat waar ons baie keer deurgaan. Dan kom ons by nog 'n gedeelte waar Jesus kom en Jesus antwoord hom. Jesus antwoord hierdie man en hy sê vir hom, ek sal hom kom gesond maak. Hier kom 'n ding. Ek sal na jou huis toe kom en ek sal hom kom gesond maak. Onthou net eers dit vanoggend. God wil by ons huis opdaag. God wil nie net by die kerk opdaag nie. God wil by jou huis opdaag. Is jy reg daarvoor? Is jou voordeur oop genoeg om Jesus te verwelkom? Ons baie keer bid ons so, ons gaan so te kere, maar ons dink nie dat die Here na ons toe wil kom nie. Hy wil by ons kom stil staan. Hy wil kom bly in ons huis. Dalk wil hy 'n nag kom oorslaap in jou huis. En hy wil kom tyd hê saam met jou om met jou te praat en met jou te deel. Is jou huis oop vir Jesus Christus om daar te kom bly? Maak tyd daarvoor. Maar die offisier het dadelik in 'n versoek. Hy sê, Here, ek is nie goed genoeg nie. Nou probeer ek iets inlees. Hy kom pleit, hy kom val op sy knieë en dan die tweede ding wat hy kom doen is hy kom sê, ek is nie eintlik goed genoeg dat jy onder my dak kan kom nie. Was dit dalk minderwaardigheid? Was dit dalk 'n skuldgevoel dat hy dalk te veel mense doodgemaak het omdat hy 'n Romeinse offisier was, of dat hy te kwaai was in die publiek met die volk? Hoekom het hy 'n pleidooi gehad? Hoekom het hy vir Jesus kom sê, Here, nee, jy kan alles doen, maar nie onder my huis se dak kan kom nie? Of het hy die volgende beginsel in gedagte gehad? Hy het iets verstaan wat ek en jy baie keer ons vergeet dit. Hy sê vir hom, spreek net een woord. Spreek net een woord. En dit sal gebeur. Dit verbaas my baie keer dat ons by die heidense mense baie keer meer goed leer as wat ons by ons eie Christen mense goed leer. Ek weet nie, ek dink ons raak baie keer so geestelik in 'n kokon in dat ons nie meer prakties is oor ons geloofslewe nie. Daar sal so baie goed gebeur in ons lewens dat ons maak dit complicated vir die Here om by ons uit te kom. Maar die Romeinse offisier, en ons het dit net maar gelees, hy kom en hy kom verduidelik vir Jesus dat as jy een woord gaan gee, as jy net een woord, raak een opdrag, sal een daad raak. En hier lê die Romeinse beginsel. Hy sê, ek het troepe onder my. As ek vir die troep sê, luister jy, gaan haal vir ons 'n donkie, dan gaan haal hy 'n donkie. As ek vir die troep roep, jy kom hier na toe, dan kom hy hier na toe. Dis 'n opdrag, dis 'n woord wat hy kry en dis 'n daad wat moet plaasvind. En hy sê, Here, u kan net een opdrag gee. Gee net een woord. Dit raak 'n opdrag en die daad sal deurgevoer word. Dis die beginsel. Hy het dit geken, hy het dit geweet. En Jesus sê, dit is unbelievable. Toe Jesus dit hoor, was hy baie verbaas. Hy sê toe vir die skare wat besig was om hom te volg, ek verseker julle, hoor gou die woord, so 'n sterk geloof. Hoe lyk jou geloof vanoggend? Hoe lyk jou geloof? Is jy een wat heeltyd sê, ag Here, niks gebeur nie. Here, dit kan nie gebeur nie. Of is jy een van, ek kom staan by die Here en sê, Here, gee my net 'n woord. Gee my net 'n woord. Ek weet U kan dit doen. Ek weet U gaan dit deurvoer.
elke keer wanneer ek bid vir 'n sieke, en ek kan jou guarantee, as jy vir my vanoggend bel en my sê, luister, jy bid vir my, dan die volgende oomblik as ek die telefoon neersit, as ek nie op die telefoon vir jou gebid het nie, gaan sit ek en ek gaan bid. Dis my ooreenkoms. Ek gaan sit en bid. Ek hoef nie 'n uur te bid nie. Ek gaan sit en bid en sê, Here, hierdie persoon is vanoggend siek, of hierdie persoon moet vanoggend vir 'n werksonderhoud gaan, of hierdie persoon beleef hierdie omstandighede. En ons vertrou U om dit nou te doen. Jy sien, daar's aksie. Hoekom? Want ek verstaan die beginsel dat as God 'n opdrag gee, dan sal hy dit doen. Amen. Ons kan nie toelaat dat siekte en probleme ons lewe oorheers nie. En daarom wil ek vir jou hierdie 3 beloftes gee. En jy kan dit neerskryf, Psalm of Jesaja 53. Hy sê, dis die opdrag, deur sy woord sal daar genesing kom. So wat moet ek en jy glo? Ja, Here, maar die dokter het gesê dis kanker. Ja, die dokter het gesê dis fibrose. Here, die dokter het gesê my voet sal nooit aangroei nie, of die dokter het dit en dit en dit en dit. Wat gaan jy glo? Wat gaan jy glo? Realiteit sê en realisme sê, ek hoor wat die dokter sê. Okay, dit is so, dit is die diagnose is daar. Maar wat sê Jesus teenoor die diagnose? Dit is waar ons Pinkster geloof in aksie kom. Want ons gaan 'n stap verder. Ons sê, Here, ons weet dis die omstandighede. Dit is nou so. Hierdie het nou gebeur. Hierdie het op my pad gekom, maar U los dit nie hier nie. U kan 'n wonderwerk doen binne in hierdie omstandighede. En dan vat ons dit vas en ons begin pleit en ons begin bid en ons begin dankie te sê, Here, U kan 'n oplossing gee. U kan 'n verandering bring. U kan genesing bring. Hoe lyk dit by jou? Het jy daai geloof? Is jou geloof swak? Of is dit sterk? Of voel jy elke keer, jy wil net hardloop na die priester toe? Jy wil hardloop net na die pastoor toe? Jy wil hardloop net na die mense toe hulle wat kan bid, hulle moet nou bid. Weet jy wat, hierdie Romeinse soldaat het geen geestelike agtergrond in hom gehad. Al wat hy geweet het, hy het 'n beginsel en hy het Jesus geken en gesê, luister, jy kan dit doen dit vir my asseblief. Hoeveel te meer sal Christus dit nie vandag doen, omdat hy sy genade vir my en vir jou uitgegiet het nie. Ek wil sê vir die ou langs jou, maak jou gereed vir iets groters in jou lewe. Sê vir die ou langs jou, sê dit vir die ou. God is not going to leave you like you are. God is not going to leave you like you are. He will change you. He will change your attitude. He will change your heart. He will change everything because He wants to put His word in you. So die Psalm 103 sê, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Hy wat al jou ongeregtighede vergewe en wat al jou siekte genees. Een woord, een opdrag, een daad wat deurgevoer moet word. Jeremia 30 vers 17, hy sê, want ek bring vir jou herstel, ek sal jou wonde genees, spreek die Here. Ek sal jou wonde genees, spreek die Here. Dit is 'n baie diep gedeelte daai, in die tydperk waar hy met Israel praat en hy hulle verlos vanuit ballingskap, hy bring hulle terug en hy sê vir hulle 2 dinge, hy sê, ek sal jou herstel. Weet jy wat gebeur het wanneer die Here jou herstel? Baie keer kom die Here en hy sê, hy mag gaan jou huwelik vir jou herstel. Baie keer kom die Here en hy sê, luister, ek gaan jou persoonlikheid vir jou herstel. Ek gaan jou pyn vir jou wegvat. Ek gaan jou 'n heel mens maak. Ek gaan jou weer oorwinning gee. Jy gaan weer kan lag en kan bly wees vir dit wat vorentoe gebeur. Ons sit nou die aand hier en ons is besig om voor te berei vir die koppels wat swangerskapverlies beleef het en 'n vrou storm hier by die deur in en sy 2 swangerskappe in 1 jaar verloor. 2 swangerskappe in 1 jaar. En al taal wat sy kan praat is die trane wat soos 'n kraan oop is en dit spuit uit. Dis al wat sy kan praat. Ek het verloor. Jy sien, dis daai tye wat Jesus wil ons ontmoet
en by ons wil stil staan en sê, okay, wow. Die einde is nog nie daar nie. Ek is hier. Ek sal jou herstel. Ek sal jou genees. Ek sal jou optel. Kan ek 'n amen kry? Ouens, ek weet nie wat dit is wat jy vanmôre voorpleit nie. Miskien het jy al opgegee om te pleit. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus wil jou hoor. Gaan sit by hom. Pleit by hom. Kan ons dit nou 'n oomblik maak, terwyl maak net saggies speel. Kom ons sluit ons oë. Ek wil hê bring jou pleidooi nou voor die Here. Net so op 'n eenvoudige manier. Kom Here. Kom Here. Dankie Here. Here, ek bring al die krankhede en al die siektes. Ek bring al die probleme na U toe, want U is ons kampioen, Here. U het gesê, werp al julle bekommernisse en al julle laste op my. En kyk, ek sal vir julle sorg. Vanmôre dank ek U, Here, dat U kragtig is en dat U sterk is en dat U, Here, dat U gesalf is, Here, om die krankhede van hierdie wêreld op U te neem. En terwyl ons vanmôre as 'n gehoor voor U sit, Here, en mense daar by die huis sit en op die televisie luister vanmôre, wil ons vir U sê, ons anker is in U, dat U vir ons sal help om deur hierdie omstandighede te gaan en aan die ander kant uit te kom sterker en beter as wat ons ooit was. Here, ek kan my net verbeel hoe hierdie Romeinse offisier, Here, terug na sy huis toe gestap het. En toe hy by sy huis kom, was die kind gesond, die slaaf was gesond gemaak. Een woord, een daad, dankie daarvoor. Dankie dat U ons seën vanmôre, dat daar herstel kom, omdat ons op U woord staan, en ek aanbid U daarvoor. Sit gou jou hand op iemand langs jou toe. Ons raak aan mekaar, Here, en ons bid nou vir mekaar. Miskien is dit jou vrou of jou man wat langs jou sit. Miskien is dit 'n vriend of 'n vriendin. Here, mag die herstel in hierdie persoon dinamies wees. Mag hulle Jesus vind. Mag hulle in U liefde stap. Mense wat herstel is en mense wat genees is. In Jesus naam. Amen.